Wanneer ons aan die eindtyd dink, fokus ons dikwels op die diere en magte wat in Openbaring beskryf word. Dit is verstaanbaar want hulle speel 'n belangrike rol. As dit nie so was nie, sou God hulle nie in die Bybel laat opteken het nie. Maar die profetiese boodskap gaan oor meer as net die magte. Dit spreek ook oor ander belangrike sake, soos sonde en lyding, oordeel, die stryd tussen goed en kwaad, wat reg en verkeerd is, en selfs vervolging. Die psalms help ons om hierdie vraag beter te verstaan. Hulle kyk diep na amper elke emosie wat 'n mens kan ervaar, van intense wanhoop tot groot blydskap. Ons sien hoe Israel voorberei vir die geestelike stryd teen die magte van die duisternis. Ons lees ook hoe mense worstel met die vraag: hoekom tree God nie dadelik teen die kwaad op nie? Dis iets waarmee baie van ons kan identifiseer. In die psalms word ons dikwels na die heiligdom verwys, vir antwoorde. Ons word ook herinner aan God se rol as skepper. Is dit nie dieselfde vraag wat ons vandag ook vra nie? Juist daarom is dit belangrik om aan te hou om die psalms te bestudeer. Hulle help ons om God se plan en die waarheid beter te verstaan. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 31 Mei. Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons Sabbatskool les. Ons kyk hierdie week na les 9 in die Psalms deel 2 vir 24 tot 30 Mei. In ons reeks vir hierdie kwartaal hoe om Bybelprofesie te verstaan. Hierdie week se geheelteksvers vind ons in Psalm 67 vers 4 en vers 5 en dit lees: Die volke sal U loof, o God. Die volke almal saam sal U loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Selah. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U woord te open, daaruit te leer en met ander te deel. Spreek asseblief tot ons harte en maak U woord vir ons oop, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom en weer eens baie dankie dat julle saam met ons inskakel vir hierdie week se bespreking. Ons is al by les 9. Jog, die tyd vlieg, né? Ons het nog net 4 lesse oor, dan is hierdie kwartaal ook verby en dan gaan ons na ons 3de kwartaal toe. Ek wil vir julle elkeen baie dankie sê wat deur hierdie kwartaal sover elke week getrou inskakel op ons YouTube-blad om hierdie lesse saam met ons deur te gaan. Baie dankie vir julle kommentaar. Baie dankie vir julle gebede, julle bemoediging. Dankie ook vir elkeen wat die duimsopknopie druk. Dit help ons geweldig baie. Daar is ook die van u wat vir ons finansiële ondersteuning stuur. Baie, baie dankie. Die van u wat dit graag wil doen, die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Kom ons gaan na hierdie week se les. Nou, Sondag se opskrif vir 25 Mei is 'n hulp in benoudhede. En die les vra ons moet kyk na Psalm 46 en ek gaan dit vir ons lees. Vir die musiekleier van die kinders van Koreg met sopraanstemme 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid, Selah. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heilige van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Selah. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, en boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob
is 'n rotsvesting vir ons. Selah. Die vraag is dan soos volg: watter boodskap van hoop kan ons uit hierdie neem, te midde van die gewoel van ons hedendaagse lewe en van dit wat ons weet, wat oor die aarde in die laaste dae gaan kom, soos wat die groot stryd hier besig is om uit te woed? Wel, dit is baie duidelik dat hierdie psalm 'n psalm van hoop en belofte is. Van te midde van die verlatenheid en die beproewings, die lyding en die oorlog waar ons voor te staan kom en gaan kom, dat die Here nog steeds ons herinner, laat staan en weet dat ek God is, in vers 10. En hy beloof ook dat hy eendag hoog op die aarde sal wees, dat alle nasies die Here sal loof en prys vir sy regverdige verordeninge. Ons lees in vers 3 sê dit: daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Dit herinner my aan die gedeelte in die Bybel wat praat van die goddelose, wat gaan roep, en dis in Openbaring, en sê berge val op ons. Maar dan in kontras daarmee, die kinders van God, wat gaan sê, daar is ons Here op wie ons gewag het. Soos in die tyd van Moses, toe God die 10 gebooie mondelings aan die volk oorgedra het die volk gesê, nee Moses, ons gaan doodgaan, want die berg het gebewe, gerook, daar was donderslae, daar was hierdie wolk gewees, en hulle het gesê, gaan jy op, gepraat jy met God. En Moses het sonder om te vrees hierdie berg opgegaan, waar die kinders van Israel gevrees het. En so sien ons ook hierso dieselfde soort kontras, waar het sê, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. En ons het ook Openbaring 6 vers 4 wat vir ons sê, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En ook 2 Petrus 3 vers 12 wat sê, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Dit is die goeie nuus, dat hierdie boosheid wat op die aarde is, nie vir ewig gaan aanhou nie. Daar gaan 'n einde daaraan kom. En die Here beloof aan ons dat dit wat ons gedagtes nog nie eens kon aandink nie, is wat hy vir ons inhou. Maar intussen is ons hier op hierdie aarde, en ons moet vashou aan ons geloof, ons moet vashou aan Jesus, en ons oë gefestig hou op die kruis. En gepraat van die kruis, hier is ons 'n vraag aan die einde van die dag, en ek wil dit graag vir ons lees saam met my. Dit sê, hoe sleg dinge ook al op hierdie aarde is, en ons weet dit gaan al erger word, watter hoop behoort ons uit ons kennis van die goedheid, mag en karakter van God te put? Dink, die kruis. Nou, dis 'n baie goeie vraag. Dit gaan moeilik hier op hierdie aarde, tans. Veral as jy 'n kind van die Here is. Al die verleidings, al die versoekings, wat 'n mens moet teenstaan, wat 'n mens moet vermy, 'n mens moet versigtig wees, dat die duiwel 'n mens nie vang nie. En dan boonbehalwe dit ook nog, weet ons dat daar groot vervolging gaan kom, en ons word reeds aangeval, veral op die internet, en uitgeskel as 'n sekte, en dit gaan dit erger en erger en erger word. Nou, wat hoop het ons? Dat ons hierdie baie moeilike tyd, wat nog moeiliker gaan word as wat nou is, ingaan. Hoe gaan ons hoop daaruit put? Wel, die punt wat hier gemaak word is, uit ons kennis van die goedheid, die mag en die karakter van God. God is te goed om 'n fout te maak. En hy het beloof, hy gaan ons nie as wese agterlaat nie. Jesus het vir ons die Heilige Gees gestuur, wat ons ondersteun en ons versterk. Die Here is by ons, deur die Heilige Gees. En as ons gaan kyk na die kruis, wat die Here vir ons gedoen het, wat hy opgeoffer het, hy sou dit nie gedoen het en dan van ons vergeet nie. Die Here kom ons haal, spoedig ook, mag elkeen van ons gereed wees. Kom ons gaan na Maandag se les toe. Maandag 26 Mei, hoop te midde van onrus. Psalms gebruik baie simboliese taal. Maar wanneer dit kom
waar dit vooruitwys na die herskepping, die uiteindelike herskepping van die aarde, van die nuwe hemel en nuwe aarde en wat die kondisies daar gaan wees. Is daar geen rede waarom ons dit moet beskou as simbolies nie. Daar's geen aanduidings dat dit simbolies is nie. En as ons kyk na Psalm 46, wat ons nou besig is om na te kyk, sê dit vir ons dat daar gaan fisiese veranderinge kom aan die aarde. Die berge wat gaan wegsink en die eilande wat in die see gaan verdwyn en so voort. Maar dit gaan nie die enigste verandering wees aan hierdie huidige wêreld wat ons vandag ken nie. Daar gaan ook 'n einde kom aan die koninkryke op aarde. Hierdie wêreldse koninkryke wat soveel chaos al teweeg gebring het, soveel pyn en hartseer. Dit sê hierso in Psalm 46, word dit ook beskryf in vers 7, 8, 9 en 10. Ek lees, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela, kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde. Wat die boog verbreek en die spies stukken slaan en die strydwaans met vuur verbrand. Nou vra die les, ons moet kyk na Jeremia hoofstuk 4, maar voordat ons daarin toe gaan, sê die les hierso, aan die einde sal al hierdie magte en al die boosheid en lyding wat dit oor die mensdom gebring het, tot 'n algehele einde kom. En nou gaan ons kyk in Jeremia 4 na die toestand van die aarde na hierdie vernietiging, hierdie verandering van die aarde as gevolg van die wederkoms van die Here. Dit vra dan nie so, as ons kyk na Jeremia 4 vers 23 en 26, word die vraag gevra, wat sê dit aan ons oor die lot van hierdie wêreld? Ten minste, totdat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees, waarvan Openbaring 21 vers 1 van praat natuurlik. Maar kom ons kyk Jeremia 4 vers 23 tot 26. Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg, ook na die hemel en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. Ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy torengloed. So baie duidelik, die verandering wat op die aarde gaan kom is nie net die fisiese aarde, die soos wat dit beskryf word hier, maar ook die koninkryke, soos wat hy laaste gedeelte ook sê, en ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy torengloed. So hierdie koninkryke gaan ook tot 'n einde kom. En dit word ook vir ons baie duidelik gestel in die profesie van Daniël 2, byvoorbeeld, waar die rots kom en nie net die voete van yster en klei en die tone fyn stamp nie, maar al die koninkryke fyn stamp en die wind kom en dit waai dit weg en dan sê dit, en daar was geen spoor daarvan meer te vind nie. En in Daniël 7 vind ons ook hierdie 4 koninkryke, 4 diere wat opkom, en natuurlik hierdie storm in die see, hierdie winde is oorlogvoering en stryd, en ons sien hoe die een koninkryk na die ander koninkryk opkom, maar nie een van hulle kan die mense se probleme oplos. Inteendeel, hulle dra by tot hierdie moeilikhede wat die mensdom op die aarde ervaar. Natuurlik, hierdie leiers van hierdie koninkryk is ook maar mense, en ons almal is sondig en selfsugtig. En alhoewel daarvan hierdie koninkryke was waar die kinders van God veiliger was dit nog steeds geensins 'n veilige tuiste vir God se kinders nie. En Filippense 3 vers 20 sê vir ons dat ons burgerskap is in die hemel. En hierdie feit dat hierdie koninkryke net dinge eintlik maar vir ons erger maak en daar geen oplossing in die wêreldse koninkryke is nie, is 'n getuienis aan ons dat ons is nie burgers van hierdie wêreld nie. Ons is net pelgrims. En ons het 'n burgerskap in 'n ander koninkryk, en dit is God se koninkryk. Want God se troon sal nooit weggevat kan word nie. Dit sal vir ewig staan. Ons kyk na die politieke klimaat
En daar's mense wat sal sê, ja, uiteindelik sien die wêreld nou wat aangaan hier in Suid-Afrika en ons het nou weer hoop. Maar dis alles net valse hoop. Daar is niks wat hierdie wêreldse koninkryke vir ons kan bied, wat stabiel en vas is nie. Die Bybel sê, hulle sal roep vir vrede, vrede, maar dit sal net oorlog bring. Hierdie wêreld, soos wat Jesus dit self beskryf in Matteus 24, as jy gaan kyk na Matteus 24, noem Jesus daar, dat dinge gaan dit erger en erger en erger word. Dit beteken nie dat God het beheer verloor oor die aarde nie. God is nog steeds in beheer. En hy het ons beloof dat, kyk Psalm 46 vers 7 en vers 8 weer, die lesie gee dit vir ons hier, so dit sê, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef en die aarde bewe, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons, Sela. Die lesie sê so, op die korte duur gaan dinge nie goed gaan nie, en sal dit ook nie goed gaan nie. Op die lange duur, dit danksy aan Jesus, is 'n heel ander saak. So ons het hoop. Al hierdie koninkryke wat voorspel wat sou opgekom het opgekom. Alles wat voorspel is wat sou gebeur het met die koninkryk het net so gebeur. Die enigste gedeelte wat nog moet gebeur, is daai groot belofte. Voor ons kyk na daai belofte, kyk gou na die vraag hier aan die einde. Lees dit saam met my, dit sê, daar is geen twyfel nie. Dit lyk asof ons wêreld chaoties en buite beheer is. Dit behoort die profesie van Daniël 7. Hoe behoort die profesie van Daniël 7 ons byvoorbeeld te help om te sien dat dinge uiteindelik vir ons reg sal uitwerk as ons getrou bly? Nou hier is 'n baie kort opsomming in Daniël 7 vers 17 en 18 van hierdie hele gesig van Daniël 7. Dit sê, vers 17, hierdie groot diere wat 4 koninkryke sal uit die aarde opstaan. En dan vers 18, en al die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. En daar is die belofte. Al hierdie profesie is in vervulling, het in vervulling gekom, soos wat het gesê dit in hierdie koninkryke sal gebeur. Die enigste wat nog moet gebeur is, die kinders van God met die koninkryk in besit neem tot in alle ewigheid. Nou as die Here al hierdie dinge deurgegaan het, en al hierdie dinge reg voorspel het, hoekom sal die laaste gedeelte nie waar wees nie? Ons kan daaraan vashou, ons kan ons geskiedenisboeke sien, hoe die profesie vervul is. En daarom kan ons weet, dat die Here gaan ons kom haal. Die Here gaan ons die oorwinning gee, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en ons gaan deel van God se koninkryk wees, wat vir ewig sal staan. Kom ons gaan kyk na Dinsdag se les. Dinsdag 27 Mei, onder sy voete. Nou die les vir ons moet kyk na Psalm 47 vers 1 tot 4, dan vra dit, wat sê dit oor ons uiteindelike plek in Christus se koninkryk? Nou kom ons kyk Psalm 47 vers 1 tot by vers 4. Dit lees, vir die musiekleier, maar ek lees tot by vers 5, vir die musiekleier van die kinders van Korag 'n psalm. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Want die Here die Allerhoogste is gedig 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat hy liefhet. Nou weer eens die vraag hierso is, wat sê dit oor ons uiteindelike plek in Christus se koninkryk? Wel, eerstens vind ons hierso dat die Here beloof dat al die nasies onder ons voete sal wees. En hy beloof dat die Here koning sal wees oor die hele aarde. Dit wil ons laat terugbring om te dink oor toe Lucifer in Job hoofstuk 1 kom Lucifer voor God te staan, maar hy is saam met, dit sê die kinders of die seuns van God, ekskuus. Hy staan daar so saam met die seuns van God. Nou wil dit voorkom dat hierdie seuns van God is dan nou verteenwoordigers of Adams of heersers van verskillende wêrelde wat geskape is.
En Lucifer is nou daar as verteenwoordiger of leier van die aarde, want Adam het mos sy heerskappy aan Lucifer oorgegee. En so toe die Here vir hom vra, waar kom jy vandaan? Met ander woorde, dis nou jou beurt om verslag te gee oor die wêreld van waaraf jy kom, waaroor jy beheer het. Dan sê hy dat hy van 'n swerftog oor die aarde kom. Hy sê wat ek deurkruis het. Nou, dit wil voorkom, en die lesie sê ook vir ons dat in die ou taal was hierdie deurkruising om op en af te loop, het getoon dat daar eienaarskap is vir die een wat dit doen, wat wag hou, wat hierdie plek deursoek, of hierdie plek deurgaan, of deurloop, of deurkruis. Ons sien ook dieselfde wat gebruik word in die taalgebruik in Genesis 13 vers 17, waar die Here vir Abraham sê, maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en breedte, het die Here aan Abraham dan gesê, want ek sal dit aan jou gee. Maar dan vra die lesie vir ons moet ook kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 en Sagaria 14 vers 4. Dit sê, en let op na Christus se voete. Watter verskil vind jy tussen hierdie skrifgedeeltes en wat leer dit ons oor hierdie twee verskillende en tog verwante skrifgedeeltes oor aspekte van Christus se uiteindelike heerskappy van hierdie wêreld? Nou 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 lees. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Hierdie ontslapenis is natuurlik die wat in die grafte is. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou let op, dit praat hierso van die wederkoms van die Here. Dis hierdie gebeurtenis wat hier beskryf word. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, die mense wat lewe, nog nie gesterf het nie wanneer Jesus kom, saam met hulle wat nou uit die grafte opgewek is, deur Jesus se wederkoms, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Kom ons kyk dan na Sagaria 14 en vers 4, dit lees. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word, van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Nou let op hierop, dit sê hierso, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg. So hierso praat van die Here se voete wat op die Olyfberg staan. Maar hierso in 1 Tessalonisense 4, sê dit vir ons hierso vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En let nou op, dit sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet waar, in die lug. Nou die ander, Sagaria sê, dat Jesus se voete gaan op die grond wees. Hier sê dit, dat Jesus gaan in die lug wees, want dis waar ons hom tegemoet sal gaan. So dit sê weer eens, let op na Christus se voete. Watter verskil vind jy tussen hierdie skrifgedeeltes, en wat leer dit ons oor hierdie twee verskillende en tog verwante skrifgedeeltes oor aspekte van Christus se uiteindelike heerskappy van hierdie wêreld. Nou, baie duidelik 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, die praat van die wederkoms van Christus. Dis die volgende gebeurtenis. En ons word opgevang, ons gaan die Here tegemoet aan die lig. Dan, volgens Openbaring 20, gaan ons vir 1000 jaar saam met die Here wees. Die boeke gaan oopgemaak word, ons gaan self kyk na die oordeel. Aan die einde van die 1000 jaar, kom ons terug aarde toe.
Dit is Sagaria 14 vers 4. Dit is wat daar beskryf word. Dan gaan ons saam met Christus aarde toe kom. Hy gaan sy voet op die Olyfberg sit, die Olyfberg gaan oopmaak, die stad gaan op Olyfberg rus, die nuwe stad Jerusalem, wat nie met mensehande gebou is nie, waarvan Openbaring hoofstuk 21 praat, wat uit die hemel uit neerdal. Dit is hierdie gebeurtenis wat ook in Sagaria 14 vers 4 en wel Sagaria 14 beskryf word. Nou hier is 'n aanhaling uit die boek Die Groot Stryd, bladsy 662 en 663. Ek lees dit graag vir julle, lees saam. Dit sê: Christus daal neer op die Olyfberg, van waar hy na sy opstanding opgevaar het, en waar die engele die belofte van sy wederkoms herhaal het. Die profeet sê: Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. In die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal in 2 dele gespleit word, sodat daar 'n groot dal sal wees. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees en sy naam een. So Sagaria 14 vers 5, vers 4 en vers 9. Wanneer die nuwe Jerusalem in verblindende heerlikheid uit die hemel neerdal, sal dit tot rus kom op die plek wat daarvoor gereinig en gereed gemaak is, en Christus met sy volk en die engele sal die heilige stad binnegaan. So baie duidelik sien ons hierso, dit praat van 2 gebeure, hierdie tweede gedeelte wat ons gelees het. Die eerste een is die wederkoms, die ander een is na die 1000 jaar, wanneer die koninkryk van Christus hier op hierdie aarde bevestig gaan word, en die totale vernietiging dan van Lucifer en almal wat hom gevolg het. Die vraag aan die einde van die dag lees soos volg: Beskou die hoop wat aan ons in Jesus gegee word. Dink oor hoe moeilik die lewe sou gewees het, as alles vir ewig by die dood tot 'n einde sou kom. Dit sou alles te vergeefs gewees het. Nie waar nie. Dis baie waar. Waarvoor sal 'n mens dan gelewe het? As dit dan die einde was, waarvoor sou ons gelewe het? Maar ons het die vooruitsig van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wat 'n groot eer en voorreg. Die Here kon ons net gelos het dat ons doodgaan en dis die einde. Maar hy het nie. Hy skenk ons die ewige lewe. In die eerste plek, vergewe hy ons. Skenk ons die ewige lewe. Geef ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde om te lewe vir ewig. As daar nie daardie hoop was nie, ek kan nie verstaan watter ander hoop kan 'n mens hê nie, want enigiets in hierdie wêreld waarop jy hoop plaas, gaan jou teleurstel. Dank die Vader vir die hoop in Christus en dit wat vir ons gegee word in Christus. Kom ons gaan dan nou na Woensdag toe. Woensdag 28 Mei, wyn en bloed. Die les vir ons bekyk op Psalm 75, ook Matteus 26 vers 26 tot 29 en Openbaring 14 vers 9 tot 12. Dan word het gevra, wat onthul hierdie Psalm oor sommige van die kwessies ter sprake in die oordeel? En hoe help hierdie ander verse ons om hierdie kwessies te verstaan? Nou, Woensdag se les kan jou bietjie deurmekaar maak. Dit gaan moeilik wees om dit vir die les sê, hierdie teksverse met mekaar te vereenselwig, maar ek het probeer sin maak en ek hoop dit maak vir u sin. Maar kom ons lees eers Psalm 75. Psalm 75 lees soos volg van vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van Moenie verwoes nie, 'n Psalm van Asaf, 'n lied. Ons loof u, o God, ons loof en naby is u naam. Hulle vertel u wonders. As ek die regte tydstip aangryp, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel, Sela. Ek sê tot die onsinniges, wees nie onsinnig nie, en tot die goddelose, verhef die horing nie. Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots uitgestrekte nek nie. Want nie van die opgang af, of van die ondergang, ook nie van die woestyn van verhoogtes nie, maar God is regter. Hy verneder die een en verhef die ander.
want in die hand van die Here is 'n beker, en die wyn skuim. Dit is oorvloedig gemeng, en hy skink daaruit, ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp uitdrink. Maar ek sal vir ewig verkondig, ek wil psalms sing tot eer van die God van Jakob, en ek sal al die horings van die goddelose mense stukkend breek. Die horings van die regverdige sal verhef word. Ons kyk na Matteus 26 vers 26 tot 29. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En in Openbaring 14 vers 9 tot 12. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand 'n dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Nou soos ek gesê het, is dit nogal moeilik om te verstaan wat die les vir ons wil oordra hierso, wanneer ons kyk na die inhoud van die les en dit vergelyk met hierdie teksverse. Maar hopelik het ek gehelp dat u dit beter kan verstaan. So kom ons kyk. So wat leer hierdie tekste ons oor die oordeel en hoe help dit ons om die wêreld vandag beter te verstaan? Psalm 75 herinner ons daaraan dat God is wat oordeel. Hy verhef en hy verneder wie hy wil. Nou hierdie psalm word soms verbind aan die wonderbaarlike redding van Jerusalem toe Sanhedrin se leer vernietig is. Ons lees daarvan in 2 Konings hoofstuk 19. Nou net so sal God uiteindelik die bose vernietig, soos beskryf in Openbaring hoofstuk 20, wanneer die goddelose mense die heilige stad gaan omsingel. In die oordeel gaan God ook regmaak wat verkeerd was, insluitend in die misbruik van mag en die selfsugtigheid wat oor die eeue gegroei het en meer geword het en erger geword het. Baie mense leef vandag nog asof daar geen vaste morele standaard is nie, en daar word geleer, do as thou wilt, en jy kan jou eie waarheid skep. Ekskuus. Jy kan jou eie waarheid skep en elkeen kan sy eie reëls volg. Nou filosofe soos Nietzsche, wat die lesie ook noem, het selfs aangevoer dat ons eie betekenis moet skep, dat die wêreld tot ons voordeel bestaan. Maar hierdie manier van dink lei tot chaos en beslis nie vrede nie. As jy kyk na Nietzsche se lewe, toe hy 'n man wou aanspreek wat 'n perd vreeslik geslaan het, met daar in mekaar gesak en van daar af was hy waansinnig gewees en so het hy gesterf. So die uiteenloping van daai tipe denkwyse bring beslis nie vrede nie. Nou selfs al sien ons hoe hierdie morele standaarde verval, selfs oor basiese dinge soos net of jy 'n man of jy 'n vrou is, herinner hierdie tekste ons daaraan dat God steeds in beheer is. Christus het 'n nuwe verbond ingeskakel in Matteus 26. En in Openbaring sien ons dat ware gelowiges sal volhard in hierdie verbond. Ons het dus rede om met hoop en vertroue te leef en uit te sien na die toekoms, want God is regverdig en hy sal reg en geregtigheid laat geskied. Nou kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag, en dit lees soos volg. Dit sê: hoewel ons deel moet doen om die lewe vir ander beter te maak, waarom is dit altyd belangrik om te onthou dat die totale vernietiging van hierdie huidige wêreld en daarna die bonatuurlike herskepping daarvan gaan kos?
voordat alle dinge uiteindelik ten volle herstel sal wees. Wel is baie waar, ons moet natuurlik die liefde in die koninkryk van Christus hier in hierdie bose wêreld uitleef en mense bewus maak van 'n beter koninkryk. Dit is tog die doel waarvoor ons geroep is en mense red vir daardie koninkryk. Maar dit sê hierso, alhoewel hierdie hele wêreld vernietig gaan word en daarna die bonatuurlike herskepping, dit is wat dit gaan kos. Hoekom moet ons soveel te meer die lewe beter maak verander? Wanneer ons praat van goddelose mense, dan praat ons gewoonlik van 'n hulle. Maar ons moet onthou, ons was een keer ook goddeloos gewees. En net soos dit God se begeerte was om ons te red, is dit sy begeerte om elkeen van daai persone te red. En die Here roep ons om hierdie liefde wat in Christus is, uit te leef aan hulle, sodat soveel as moontlik van hulle gered kan word, en dan ook aan hulle verduidelik die groot prys wat betaal is. As ons onverskillig gaan wees vir die redding van siele, onthou 'n bietjie wat dit alles gaan kos om hierdie sondeprobleem op te los. En die wat gaan uitmis op dit, gaan vir ewig uitmis op dit. En mag dit nie iemand wees omdat ons hulle nie in kennis gestel het nie. Mag hulle bloed nie van ons hande geëis word nie. Kom ons gaan na ons laaste dag voor ons na Vrydag toe gaan, Donderdag, 29 Mei, sodat u heil geken kan word. Okay, die les vra ons moet kyk na Psalm 67 en dan vra dit, hoe help hierdie loflied jou om te begryp wat die rol van God se volk in Openbaring 14 vers 6 tot 12 is. Nou Openbaring 14 vers 6 tot 12 is die drie engele boodskap. Ekskuus, en die drie engele boodskap is natuurlik nou die oorblysel volk wat hierdie boodskappe moet uitdra. Nou kom ons kyk by Psalm 67, lees soos volg. Vir die musiekleier met snaarinstrumente besalm 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy aangesig by ons laat skyn, Sela, sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil. Die volke sal u loof, o God, die volke almal saam sal u loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat u die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei, Sela. Die volke sal u loof, o God, die volke almal saam sal u loof. Die aarde het sy opbrengs gelewer. God, onse God, sal ons seën. God sal ons seën en al die eindes van die aarde sal hom vrees. Psalm 67 begin met 'n gebed dat God sy lig oor ons sal laat skyn, sodat alle nasies hom kan leer ken. Nou hierdie lig is nie net vir ons nie. God wil hê dat ons dit moet weerkaats, sodat die hele wêreld sy redding kan sien. En dit was Israel se oorspronklike roeping gewees. En dit is ook nou ons roeping as God se volk in die eindtyd. Openbaring 14, 6 vers 12 beskryf hoe God se boodskap oor die hele wêreld gaan. Die oorblysel bring 'n dringende waarskuwing en 'n uitnodiging aan almal. Hulle is nie net bly om gered te wees nie, maar wil hê ander moet ook gered word. En soms vergeet ons hierdie roeping. Ons is dalk tevrede om God se lig net vir onsself te hou. Soos 'n voorwerp wat met daai spesiale swart verf bedek is. Daai verf wat 99.99% van alle lig uitskakel en niks lig reflekteer nie. Dalk wil ons ook so net wat God vir ons gee en sy verlossing vir onsself hou. Maar dit is nie waarvoor ons geroep is nie. Ons is geroep om sy lig aktief uit te dra. Om regtig te wys wie hy is. Deur wat ons sê, doen en hoe ons lewe. God se ware volk leef dus nie passief nie. Hulle dra sy boodskap uit met ywer en deernis, sodat almal die kans kan kry om op sy heilige berg te kan staan. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag. Dit lees. Hoeveel behoort ons as 'n kerk en as individue
te doen om die waarhede wat ons so lief het aan ander oor te dra? Nou hier is 'n baie belangrike vraag, want mense se ewige lewe hang hiervan af. En tog kom dit voor dat ons soveel keer so neutraal staan wat dit aangaan. Dat ons skaam kry, ons wil nie mense moet vir ons lag nie. Maar tog is dit 'n baie ernstige saak. So hierdie dink ek is elkeen se persoonlike gebed. Hemelse Heer, hoeveel behoort ek as individu te doen om hierdie waarhede oor te dra aan die mense in my wêreld? Kom ons gaan na Vrydag toe. Vrydag vir 30 Mei. En ons het 3 vrae. En vrae van bespreking is soos volg. Dis die eerste vraag. Dit sê, daar is baie onbereikte mense. Selfs al was die 3 engele boodskap oor die hele wêreld verkondig. Bespreek in die klas hoe ons as 'n kerk die taak wat Christus aan ons gegee het, beter kan uitvoer. Hoe kan ons leer om nie wanhoopig te wees, omdat dit waar is, dat so baie mense nog nie hierdie waarhede vir die laaste dag gehoor het nie? En dis 'n baie belangrike vraag. Maar ek dink hierdie vraag, bespreek in die klas hoe ons as 'n kerk die taak wat Christus aan ons gegee het, beter kan uitvoer. Ek dink dit moet die vraag wees in elke vergadering wat ons het. In elke kerkraadsvergadering, aan elke vergadering van elke bediening in die kerk. Het sy dit sabbatskool, deur sabbatskoolraad is, of die mannebediening is, of die vroubediening is, moet hierdie vraag gevra word, hoe kan ons hierdie taak wat Christus vir ons gegee het, beter uitvoer? Hoe kan ons mense bereik? Want mense dink altyd aan sending om na ander lande toe te gaan, maar daar is so baie mense in en om ons samelewing, waar ons onsself bevind, wat nog nooit hierdie boodskap gehoor het nie. Ek het al hoeveel keer gehoor van mense wat die waarheid gevind het, hulle is 40 jaar oud, 50 jaar oud, en dan sê hulle, ek het nog nooit in my lewe gehoor van 'n Sewendag Adventis nie. Wow, mag dit nie waar wees in die kringe waarin ons beweeg nie. Mag ons hierdie boodskap uitdra. En ek wil graag u nooi om saam met ons te gesels en vertel 'n bietjie, wat stel u voor, of wat het u gevind werk, om hierdie groot taak wat Christus vir ons gegee het, beter te kan uitvoer. Kom ons gaan na die volgende vraag toe, vraag 2. In Openbaring 5 sien Johannes hoe die verseelde boek aan die lam gegee word om dit oop te maak, omdat hy waardig is. Wanneer die seels van die boek Openbaring 6 oopgemaak word, sien ons hoe die geskiedenis van Nuwe Testamentiese kerk duidelik voorspel word tot aan die einde van tyd. Watter lesse kan ons uit hierdie voorspelling leer oor hoe God van plan is om die werk klaar te maak? Wel, dit sal nodig wees dat elkeen van ons gaan kyk in Openbaring hoofstuk 6, wanneer hierdie seels oopgemaak is, wat daaroor geskryf is, wat die Here voorspel en hoe hy hierdie werk gaan klaarmaak. Maar baie duidelik gaan ons daarso ook sien die uiteenloping van die geskiedenis, want ons kan nou terugkyk, want ons is aan die einde, en ons kan sien hoe al hierdie dinge tot vervulling gekom het. En die les wat ons daaruit kan leer oor hierdie voorspellings, oor die plan van God is, dat God is in beheer. Dat op die einde van die dag gaan God oorwin. En die koningskap gaan aan ons oorgegee word, en dan gaan 'n einde kom aan die haat en die pyn en die lyding op hierdie aarde. Prys die Here. Die derde vraag, vraag soos volg. Watter huidige gebeurtenis sien ons in die wêreld wat maklik kan lei tot wat Openbaring 13 en 14 voorspel wat gaan kom? Watter struikelblokke bly oor? Wel, ons het definitief nou met COVID gesien, en ook met 9/11 toe die vliegtuie in die torings vasgevlieg het. Daarna, en as gevolg daarvan, is daar wette ingestel wat die regerings die mag gee om ons vrye beweging en koop en verkoop kan stop. Dit is tog baie duidelik dat sondagwette al lankal ingestel is, maar hierdie sondagwette
is nou bekragtig en versterk met hierdie nuwe wette wat ingestel is, as gevolg van hierdie gebeure in die wêreld. En baie mense sê dat hierdie is mensgemaakte gebeure, die vliegtuig wat in die torings gevlieg het, ek weet nie, dis wat hulle sê, kan wees, en ook dat COVID-19 mensgemaak is, en juist met die doel, om al hierdie wette in plek te kan sit, en met die wat ons nou, wat daar nou ook 'n paus is, wat wel ook 'n Amerikaner is, ja, dit kan nogal baie insiggewend wees. Ten minste wanneer die man praat, kan ons verstaan wat hy sê. Dit gaan dinge, ek dink, 'n bietjie meer nader bring aan die gebeure van Openbaring 13 en 14. Maar jy word ook gevra, watter struikelblokke bly oor? Wel, ek weet nie. Gesels met ons in die kommentaargedeeltes. Ek sal baie graag van u wil hoor. Ek gaan weer hierdie 3 vrae lees en gesels met ons asseblief en deel jou gedagtes. Die eerste vraag het gelees. Daar is baie onbereikte mense, selfs al was die 3 engele boodskap oor die hele wêreld verkondig. Bespreek in die klas hoe ons as 'n kerk die taak wat Christus aan ons gegee het, beter kan uitvoer. Hoe kan ons leer om nie wanhoopig te wees, omdat dit waar is dat so baie mense nog nie hierdie waarhede van die laaste dae gehoor het nie. Die tweede vraag was, in Openbaring 5 sien Johannes hoe die verseelde boek aan die lam gegee word om dit oop te maak, omdat hy waardig is. Wanneer die seels van die boek Openbaring 6 oopgemaak word, sien ons hoe die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk duidelik voorspel word tot aan die einde van tyd. Watter lesse kan ons uit hierdie voorspellings leer oor hoe God van plan is om die werk klaar te maak? En dan die laaste vraag, watter huidige gebeurtenisse sien ons in die wêreld wat maklik kan lei tot wat Openbaring 13 en 14 voorspel wat gaan kom? Watter struikelblokke bly oor? Ons hoor gerus van julle in die bespreking van die kommentaargedeeltes hieronder. Gesels asseblief met ons. As daar van u is wat nog nie 'n sabbatskoolleesboekie het nie, dit is beskikbaar op ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com. U kan dit daarso vind. En as u daartoe gaan u klik op hierdie week se les en dan gaan u die les in PDF vorm kry. U kan dit aflaai op die foon of op die komputer en daar gaan u dan ook die les saam met ons kan deurgaan. Die kwartaal is al reeds amper verby, maar is nog nie te laat nie. U kan dit gerus aflaai op die skakel op ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com. Baie dankie vir elkeen van julle wat ingeskakel het. Baie dankie vir elkeen se bydrae, julle gebede. Dit beteken vreeslik baie vir ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek. En dankie Here vir u Gees wat ons lei en ons leer. En dit wat ons kon kry uit hierdie week se lesse uit. Dankie Hemelse Vader dat ons weet dat al gaan ons deur moeilike tye gaan, u nog steeds in beheer is. Dat u alreeds die oorwinning behaal het. En Here, dat dit 'n belofte is waarna ons kan uitsien op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar u ons God, ons koning en ons Here is. Here, ons kan nie wag nie, maar tot dan, help ons asseblief om sterk te staan, ons oog gefestig op Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.